Ons is op die einde van ons reeks Volg my. Nou ek wil gou 'n paar vrae vir jou vanoggend vra. Nommer 1, as jy net so bietjie kan dink, wie is die 5 beste vriende wat jy het? As jy nie 5 het nie, 3. Okay, as jy nie 3 het nie, 2. Of daai een ou wat van die begin af al saam met jou gejourney het, daardie persoon in jou lewe. Ek dink wanneer ons praat oor vriendskap, doen ons dit baie min. Of kom ek stel dit eerder so, is die plek waar jy baie keer oor vriendskap hoor is in jou huis, né? As jou ouers wat vir jou gesê het, onthou net, jy word geken deur jou vriende. Ek sal onthou waar ek 'n vriend innooi in die huis en dan na die tyd sal my pa al my roep en vir my sê, dink jy regtig jy wil met hierdie ou journey? Daardie goed in ons lewe waar ons by 'n plek kom om te verstaan, wag 'n bietjie, vriende is belangrik, maar op die einde van die dag dink ek ons almal het al deur hierdie gedeelte gegaan waar jy sê, when you rise in life, your friends know who you are. When you fall, you know who your friends are. Nou jy sê vir my vra, nou wat het hierdie te doen met volg my? Wel alles. Dit is baie interessant, is sodra ek en jy ons verhouding met Jesus op 'n plek kry waar ons 'n bietjie op afstand is, gaan my en jou koneksie met mense verander. So wanneer ons oor hierdie goed gesels, is dit belangrik dat ek en jy verstaan, ons lewe is gekonnekt. Die feit dat ek Jesus Christus volg, het 'n implikasie oor hoe ek na alles kyk in my lewe. En die teks wat ek vanoggend gebruik om alles net eintlik mee in te gaan, kom uit Hebreërs 12, maar voordat ons daar kom wil ek jou vanoggend uitnooi dat wanneer jy te doen het met die Bybel, jy regtig by 'n plek kan kom om oor die skouers van die eerste hoorders te lees. En wat ek daarmee bedoel is dat ons mis baie keer waardeur die eerste hoorders gegaan het, wanneer hulle hierdie briewe of boeke gekry het is. Want dan net gou-gou, die Bybel soos wat ons dit vandag ken, en die 66 boeke, is saamgestel hier in 397 daar in daai omgewing, tot hier om 412, paar ouens wat saamgesit het, kerkvaders en besluit het, dis die kanon. Daar's 'n spesifieke lyn wat in hierdie Bybel volg. So vir die afgelope 1400 jaar het ons die Bybel soos wat ons hom ken. So dink net gou gaan al die ander persone wat hierdie boek moes lees. En ek dink wanneer ons te doen het met die skrif, is ons besig baie keer om te sê dat hoe dit 'n implikasie op my, in plaas dat ons oor die skouers van die eerste hoorders lees. En te ontdek wat het daar gebeur. Soos die Hebreërs skrywer hierdie boek skryf, dan skryf hy aan die diaspora, en wie is hulle? Dis die ouens wat uit Jerusalem uit in die res van daardie gebied ingegaan het oor wat? Oor hulle geloof in die vervolging wat plaasgevind het. So jy kan vir jouself net gou-gou indink. Kom ek help jou gou-gou. Môreoggend daag iemand by jou huis op en sê, pak jou tassies wat jy kan vat. Want hier is die ding, as jy nie beweeg nie, gaan hulle jou doodmaak. Ek dink wanneer ons die Bybel lees, dan mis ons hierdie gesprekke. Ons lees dit in ons konteks, want ons dink, die Bybel is vir my geskryf 2000 jaar na alle hierdie gebeurtenisse. Nee, dis sodat ek en jy 'n waarde kan ontdek, sodat ons iets kan verstaan van wat hierdie voorgangers, op wie se skouers ons staan natuurlik deurgemaak het, sodat ons hierdie woord vandag kan hê. So by implikasies skryf die Hebreërs skrywer aan hierdie groepering ouens wat deur moeilike omstandighede gegaan het, sulke moeilike omstandighede dat hulle begin twyfel het in dit wat vir hulle gesê was. Hulle het begin wonder, wanneer gaan hierdie nou 'n realiteit word van wat ons van die begin glo het? Want onthou, hulle is uit 'n omgewing uitgegooi. Hulle moes vlug vir hulle lewens, 2 tassies, ouens, dink net gou daaraan. Nuwe lewe begin.
En wanneer ek en jy as westerse mense hierdie goed lees, dan kan ons dit nie raak sien. Maar wat ons wel baie keer doen is dat ons val vas in die chaos van ons omgewings en dis waar ons onsself bevind, né? Dink gou daaroor. Ons kyk na ons omgewing en sê kyk hoe kom mense weg met roof en moord en al hierdie goed en ons begin bevraagteken wat ons glo. In plaas dat ons gaan besef, maar wag 'n bietjie, hier is iets wat ek en jy nodig het om te ontdek wat hierdie ouens in daardie tyd werklik waar verstaan het. So die Hebreërskrywer begin met hierdie gedagte. Hy sê daarom terwyl ons so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat so maklik om ons omring en die wedloop wat vir ons voorlê. Met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en voleindiger van geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur, die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Hy bring ons in 'n spasie en sê wag 'n bietjie, hier's 'n klomp goeders wat gebeur in ons omgewing wat veroorsaak dat ek en jy twyfel trek oor dit, maar kom ons dink gou daaroor. Hoeveel van hierdie goed trek my aandag? Haal my oë af van wie Christus werklik waar is. Dit wat Christus vermag het, is besig om my en jou lewe op so 'n manier te impakteer dat die doel van alles is besig om te verduister. Nou sê hy, ouens, weet jy wat, kom ek help jou gaga. Ons het 'n wolk van getuies. So as ek oor hulle lewens gaan lees, dan ontdek ek 'n klomp goeters van waarin hulle vasgehou het, hoe hulle deur sekere goed gegaan het, hoe hulle nie opgegee het nie, aangehou het, voortgedruk het, omdat hulle geglo het aan wat Jesus Christus gedoen het, ongeag. Dis hoekom hy ons bring by 'n plek en sê, dink inderdaad aan hom. Jy sien, ek en jy is baie keer meer ingestel in onsself. Ons dink meer oor onsself. En oor wat ons nie het nie. As wat ons dink oor wat hy gedoen het vir my. Hy bring ons in daai spasie, hoor wat sê hy, dink inderdaad aan hom, wat so vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het. Bring jouself net gou 'n bietjie in 'n spasie, gaan lees weer die storie van Jesus Christus, gaan ontdek waardeur hy gegaan het, gaan beleef, gaan verstaan, gaan maak vas in jou lewe, hoor, sodat jy nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Jy het nog nie ten bloede teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En sonde, weet ons, is die woordjie harmatia, nê, wat beteken ons mis die punt. Daar's 'n roeping op my en jou lewe, daar is iets wat ons verstaan, iets wat ons tot begrip gekom het, waarmee God besig is, wat ek en jy nou voorleef, en hy sê dat ek en jy het nog nie ten bloede stryd gestry, teen hierdie verwysing om die punt te mis nie. Ons is nog maklik by daai plek waar ons oorgehaal word om toe te laat dat ons omgewing ons beïnvloed, toe te laat dat die ekonomiese toestand my en jou laat wegkyk van Christus af. Ons is op 'n plek in ons lewe en in ons samelewing waar dit so is dat dit moeilik is om binne in ons omgewing regtig sin te maak van 'n klomp goeders, veral die belofte van Jesus Christus. En hy bring ons in daai spasie en sê, wag 'n bietjie ouens. Jy moet nou 'n bietjie gaan dink oor Christus. Jy moet verstaan, jy's deel van 'n familie op missie. Hierdie familie het 'n spesifieke uitkykpunt. Hierdie familie is besig op 'n pelgrimstog na die stad van God. Daar is 'n oomblik
waar ons weet wat gaan plaasvind is, alles gaan nuut wees. Dit wat verganklik is, wat ons nou sien, die gebrokenheid, die pyn en die hartseer in ons samelewing gaan reggestel word. En ons is besig in hierdie proses om saam met Christus hierdie in lyn te bring. Ons verstaan ons missie, ons is op pelgrimstok en is baie keer moeilik. Dit is nie maklik om op hierdie missie te wees nie, want daar is 'n klomp vyhandigheid, 'n klomp ouens wat 'n sekere verwysing het, 'n uitdrukking in hierdie samelewing, maar nou bring hy ons en sê, wag 'n bietjie, kyk terug na al die wolk van getuies, kyk van daai oomblik van Abraham en Isak en Jakob en tot waar ons hier is, Jesus Christus self, wat die evangelie aan ons kom verkondig het, hy wat gesterf het. Dink aan hom, sodat jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. En natuurlik, dan bring hy ons in daai gesprek om te sê, okay, so as ons dink aan geestelike moegheid en waar ons uitsak, is die eerste gedeelte wat gebeur is, broederlike liefde. Dis wat gaan. En dis wat hy vir ons sê, hy sê, luister gou-gou, die broederliefde, as jy enige iets oordink, moet bly. Dit moet die heel eerste verwysing wees om my en jou te kan help. Hier is die vraag, wie is jou vriende in jou kring? Is hulle besig om jou behoue te laat bly op dit wat jy glo, of is hulle besig om jou weg te trek van dit wat God vir jou bestem het? Want dis die ding. Ons soek baie keer vriende. Maar vir wie is jy 'n vriend? Kom ek help jou gaan. Nee, ons is baie keer op baie plek waar ons verwag dat mense moet uitreik na ons toe. Maar na wie toe reik jy uit? Daar is hierdie interessante Bybelse verwysing, is wat Jesaja sal jy maai. Well, okay, so as ek begin 'n vriend vir ander wees, en nie verwag mense moet vriende van my wees, nee, want ek het mos ontdek, ek het 'n waarheid ontdek, ek het iets in Christus ontdek wat my toelaat na om broederliefde te toon. Ek reik uit na ander toe. Ek is die ou wat die telefoon optel en sê, hey Tom, ek het jou lanklaas gesien, hoe gaan dit met jou? Wat gaan in jou lewe aan? Maar hier is die probleem, ons weet dat ons samelewing kompleks is. So dit laasweek gesê, en die groot ding is, ons almal so kort paie. Maar daar's geen kort pad tot verhouding nie. En dit is vir my interessant, is dat die Hebreërskrywer is baie besorg, baie bekommerd. Jy kan die spanning beleef. Maar dis die ding, is dat ons baie keer ons saam sit met selfdenkende mense. Het jy al ooit daaraan gedink dat die manier hoe jy dink verkeerd is? En dit beteken, ek en jy moet eintlik in 'n spasie kom waar daar ouens is wat ons denke en die manier hoe ons sekere goeie sien uitdaag. Ons hou nie altyd daarvan nie. Dis hoekom ons eintlik met die crowd gaan. Want luister, die crowd is mos nou makliker om mee saam te beweeg. Want kyk gou wat vermag die crowd. Okay, maar wag 'n bietjie. Jy's nie geskep en gemaak om deel van 'n crowd te wees nie. Jy's gemaak om deel van 'n familie te wees. En hierdie familie is op 'n missie, het 'n doelgerigtheid, het 'n idee van wat God kom vermag het vir ons, sodat ons dit kan uitleef. En dis hoekom ons so 'n bietjie teruggaan het, nê. En ons gaan krap daar in Handelinge rond. Hier is die eerste oomblik van waar hierdie ouens tot geloof gekom het. En Lukas skryf vir ons oor hierdie. En hierdie ouens wat in 'n uitdagende omgewing is, ouens. Jy moet onthou, as jy 'n Jood was, wat was daai verwysing? En nou kom jy tot geloof. In Jesus Christus, hierdie koning wat jy ontdek en ontmoet. En nou wag 'n bietjie, daar's ander goed wat jy nou moet leer. Daar's ander goed wat jy moet verstaan. En
wat skryf Lukas. Hy sê hulle het bly volhard in die leer van die apostels. Die verbondenheid met mekaar, die breek van brood en die gebede. Vier dinge wat krities is vir my en jou as gelowigheid. Nommer 1, om te volhard in ons geloof. Hoeveel van ons geloof is uitgedaag in die afgelope ruk? Hoeveel van ons is besig om te twyfel oor hierdie Jesus ding? Oor die belofte wat hy vir ons het? Ons ander ding is verbondenheid, wanneer ons te doen het met mense en ons is in hierdie geselskap tussen gelowiges, my vriendekring. Hoeveel van ons is al in baie plek waar ons sukkel bietjie om sin te maak van vriendskap, omdat 'n klomp goed skeef geloop. Die ander ding is breek van brood, die herinnering van wat Jesus vir my en jou kom doen het. Ons sit baie keer en ons wonder, hoor hierso, jy weet, is ek nou gered of nie gered nie, maar hier is iets belangriks, wanneer ons die brood breek met mekaar, is ons iets besig om vas te maak wat gebeur het, wat Jesus Christus kom doen het, waarvan ek en jy eintlik niks deel van het nie, want hy het dit vermag. En ek en jy kan die vrug van dit kry, en dis hoekom gebed so belangrik is. Wie is die ouens saam met wie jy bid? Jy sien, wanneer dit kom by volharding, is dit so belangrik. Daar's iets wat Petrus vir ons sê. Nou, ek is nogal geneig om na 'n paar ouens te gaan kyk in die Bybel en te sê, hoor hierso, hierdie ouens is deur 'n paar goedjies. En die feit laat Petrus, hoor gega, nee, aangehou het Jesus volg, nadat Jesus vir hom gesê het hoe hy gaan doodgaan. Dink gou net aan dit. Dit beteken vir my en jou iets, nee, om te sê, hy moes iets verstaan het. Dan moes iets van 'n realiteit van hierdie verhouding met hom plaasgevind het. Iets van vertroue in hierdie Jesus Christus, wat vir hom gesê het, Tom, kom ek help jou gou-gou. Right, het jy hulle meer lief as ek? Of het jy my meer lief as hulle? Nommer 1 vraag. Nee, uitdagend. As ek en jy by daai plek kom om te sê, okay, hoor gou-gou, as jy na jou vriendekring kyk, en jy kyk na Jesus, wie het jy die meeste lief? En Petrus wat die besluit neem en sê, Here, maar ek het nie meer lief. Dan sê hy, okay nou, neem deel aan die missie. Gee my skape kos. Okay, Here, so dit gaan nie meer oor selfingestel. Nee, dit gaan oor 'n missie. Each one, reach one, teach one. Hierdie is die doelstelling nou. Hierdie is hierdie familie wat nou op missie is, om wat te laat doen? Om die koninkryk van God te vestig, soos in die hemel, so op die aarde. Okay, wag 'n bietjie, so ek het 'n paar goed wat ek moet ontdek. Ja, Petrus, een ding wat jy gaan ontdek is, jy gaan ontdek hoe jy gaan sterf. Is jy okay daarmee? Dan skryf hierdie Petrus vir ons briewe. Dan sê ek nogal, okay, daar's iets op sy lewe wat ek en jy kan vertrou. Dis hoekom ek sê, as ons oor die eerste hoorder se skouers lees, dan besef ons, wag 'n bietjie, hierdie ou het 'n paar goeters verstaan. Luister wat skryf hy. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. En albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek. Dis nogal interessant, nee, hy begin by 'n plek om te sê, nogal gesindheid is 'n redelike implikasie op almal van ons se lewens. Hoeveel van ons het vanoggend opgestaan en gedink, is nie eintlik lus nie. Of op 'n maandag, nee, weer werk. Skool toe. Eksamen. Right, die gesindheid van ons het 'n implikasie op die manier hoe ons geloofslewe aanpak. So hy bring nou, hy sê, luister, wat ek by jou wil opwek is wat? Dat jy 'n gesindheidsverandering kan ondergaan. Hy gaan aan, hy sê, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here en verlosser.
dat jy in herinnering kan roep. Die hele tyd. Dan sê hy die volgende, hy sê dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want dis die uitdaging. Ok, ons het hier die belofte. Hier is die vraag, weet jy wat die belofte is? Weet jy wat is die leer van die apostels? Want as ek en jy volhard, het ons nodig om te volhard in iets wat standvastig is, waarvan die getuies, hierdie wolk van getuies oorgetuig het, dat ons 'n begrip het van dit en standvastig op dit kan vasstaan. Nou hoor wat skryf Petrus, hy sê, maar ons verwag. So hy gebruik hierdie gedeelte, hy bring hulle in hierdie teks in om te sê, ek wil iets in julle wakker maak, dat julle ander gesindheid het. Hier is die ding, want ons het 'n ander verwagting. Hoor gou-gou. Ek en jy het 'n ander verwagting. Wat is hierdie verwagting? Volgens sy belofte, nuwe hemel, nuwe aarde, waar geregtigheid woon. So wanneer ek na my wêreld kyk, waarin ek myself bevind, dan is hierdie my verwagting, dat dit wat God gesê het gaan gebeur, kyk, ek maak alles nuut, 'n realiteit vir ons sal word, en dat die geregtigheid van God sal seëvier. En geregtigheid, wat beteken dit? Dit sê dat alles wat gebroke is, nuut sal wees. Dat alles wat verganklik is, onverganklik sal wees. So hy sê, hierdie is die verwagting waarmee hulle geleef het. Dit was die uiteinde, die uitkoop, die inkoop van al hierdie ouens. Dit was nie om 'n beter huis te kry, of 'n beter werk te kry. Dit was nie die verwagting. Hy sê, daarom geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag. Kan jy gou gesien, dit is 'n ingesteldheid. Dis die manier hoe ons na seker goed kyk. Dis wat my hart laat klop oor hierdie koning. En die manier en dit wat hy wil doen. Hy sê, streef ernstig daarna, om deur hom in vrede, vlekkeloos en onberispelik bevind te word. En beskou die lankmoedigheid, want die was die gedagte, nê. Okay, waar is Jesus? Julle praat van hom, julle praat dat hy gaan terugkom. Wow, hy sê dat hy nie sy belofte uitstel nie, maar wat doen hy? Hy gee kans. Hoor gou, dat mense wat hom kan leer ken. So hier's die ding wat ek en jy ons besef, wag 'n bietjie, hier is 'n wêreld wat uitroep na waarheid, ons intentionaliteit begin verander. Hoekom? Want ek verstaan nou, God het lankmoedigheid, God is besig om vir ons tyd te gee, God verstaan, God het begrip, en nou sê hy, hoor gou, van ons Here as 'n geleentheid tot verlossing. Hier is die gedagte, dat ek en jy elke dag as 'n geleentheid kan sien. Kan jy sien dat dit 'n ingesteldheid is? Kan jy sien dat dit 'n ander manier is van dink? It's a different approach. Wag 'n bietjie, ek het 'n geleentheid. Ja, jy het 'n geleentheid. Geleentheid om wat? Om iemand van Jesus te vertel. Hoekom? Want ek het 'n verwagting. Hoor gou. As jy wil hierdie wêreld moet verander, moet jy met 'n verwagting begin lewe van wat Jesus deur jou en my kan doen. Kan ek dit weer sê? Want ek hoor dit nie. Ek sê gou iets hierso, laat jy dit net hoor. Nee, ek wil hê dit moet in jou hart val. Ek sê as jy begin met 'n verwagting leef, dat God deur my en jou die verskil kan maak, sal ons dit sien. Hier is die gedeelte, as ek en jy die geleenthede aangryp wat God vir ons gee. Hoor gou, daardie pelle van jou wat nog nie Jesus, wanneer het jy die geleentheid al gebruik om met hulle te praat oor hierdie Jesus wat jy dien? Maar ek hoor gister hoe iemand vir my sê, dis vir my snaaks dat ons so stil is oor Jesus oralste waar ons beweeg.
Maar is dit nie omdat die wêreld 'n spesifieke indruk op ons begin los het nie? It's my amazing hoe Petrus iets hier so aanhang en vir ons skryf. Hy sê, soos ons, ook ons geliefde broer Paulus. Kan jy sien dat Petrus iets hier verstaan wat Paulus geskryf het? Volgens die wysheid wat hom gegee is, aan julle geskryf het, soos in al sy briewe, waarin hy oor hierdie sake praat. Hy het niets te leer nie. Hulle herinner ons aan die realiteit van Jesus as koning, van sy koninkryk wat moet kom, van hemel en aarde. Hulle herinner ons aan hierdie verwysing, dat ek en jy met 'n verwagting moet begin leef, 'n ingesteldheid, met geleenthede wat vir ons gegee word, dit aangryp, om Jesus net te openbaar. Maar hier is die vraag, wie is jou vriende? Is hulle die ouens wat uitverkoop is vir hierdie? Is dit hulle verwagting? Of is ons in die plek waar ons nog steeds chasing the Joneses speel? Want ons iets wat in my en jou vernuwe moet word, omdat ons ontdek het, wag 'n bietjie, hier is iets wat geskryf word vir ons, deur hierdie eerste hoorders, wat 'n lewe gegee het vir dit. Hy gaan aan, hy sê, daarin kom sekere moeilike verstaanbare, dis in die briewe van Paulus, wat Paulus skryf, hy sê, jy moet nou verstaan, daar is sekere moeilike verstaanbare dinge. Maar dan staan onkundige en onstandvastige mense, wat hierdie goeders verdraai, en probeer uitlê, en probeer verduidelik, en dit lei eintlik tot hulle ondergang. Maar vir die mense wat hulle aanhang, lei dit tot hulle ondergang ook. En dis hoekom hy ons in die spasie bring, en sê, wag 'n bietjie, hoor gou. Daar's sekere goeders wat ons in Paulus se geskrifte nie lekker verstaan nie. Maar hier is die ding, moenie probeer vir mense dit verduidelik nie. Want dit is moeilik. Want dis hoekom hy ons by die plek bring en sê, julle dan, geliefdes, aangesien julle hierdie dinge vooruit weet. Wat weet ons? Ons weet een ding, Jesus het 'n belofte, dat hy alles gaan nuut maak. Waar dit begin, by my en jou. Hemel en aarde, die konneksie nou. Ons is die kerk, wat in hierdie omgewing begin God demonstreer, openbaar, sy heerlikheid laat seëvier. Ons verstaan, dat God alles gaan nuut maak. Soos in die hemel, net so op die aarde. Ons verstaan, want hoekom Openbaring 21 vers 5? Hy sê, omdat julle hierdie vooruit weet, en die ander ding wat ons vooruit weet, is ons weet, luister, dit klomp goed wat Paulus skryf, man, ek weet nie wat in sy kop aangegaan het nie, maar daar is 'n paar goed wat ek nie verstaan nie, en is okay, maar daar is een ding wat ek verstaan, en dis waant hy ons vat. Hy sê, wees op julle hoede, dat julle nie deur dwaling en beginsellose mense meer gesleep word. En so, julle eie standvastigheid verloor nie. Luister gou, as jy betrokke raak in hierdie goed, wat nie gaan oor twee belangrike gedeeltes nie, en dis wat hy sê, sorg dat julle groei, in wat? In genade, en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Spit jou toe om daarin te groei. Luister, wat help het jy wil weet hoe die einde gaan wees? Dit gaan jou missie verander. Want jy gaan sit en wag. Here, kom nou. Petrus in effek sê, luister, weet jy wat, ons kan die koms van die Here vinniger maak. Het julle dit geweet? Okay, julle het nie geweet nie. In hierdie blok. Het julle geweet dat ons die koms van die Here vinniger kan maak?
Okay, kom ek help jou gou-gou. Wanneer ons met intentionaliteit begin lewe en mense begin vertel van Jesus Christus en die familie van God iets verstaan van ons missie, is ons besig om ons omgewing te evangeliseer sodat mense Jesus kan ontdek as waarheid, weg en lewe. En wat gaan gebeur? Ons omgewing gaan begin transformeer. En dis die realiteit waartoe Petrus gaan. Maar hier is die ding, ons haak by hierdie ander goed vas. Nee, hierdie ou, luister, hy het die kodes ontdek van die Bybel. Ons moet nou in die kodes ingaan, ouens. Luister, jy gaan verdwaald raak. Jy gaan jou standvastigheid verloor. Want dis wat gebeur wanneer ons die punt mis van waaroor dit gaan. Hy sê groei in die genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Genade beteken dit begin my en jou bemagtig om wat? Anders dit te kan leef, anders dit te kan kyk, anders dit te kan sien. Luister, as genade jou nog nie gegryp het nie, moet jy beweet dat jy het nog nie voor hierdie alwetende, almagtige God gestaan met al die skuld wat op jou lewe was, om te besef jy's verlore sonder hom nie. Wanneer ek daar gekom het met my krywa en nog 'n paar ander goedjies in 'n bakkie en 'n 2 krywa's in 'n trok en wat ook al vol van chaos voor hierdie koning gekom het en verstaan het waarvan hy my verlos het, ouens, begin genade jou gryp om anders te kyk na mense en die waarde in mense raak te sien. Want dis wat toe hy gaan, hy sê hier is die probleem met die kerk gewees, wanneer die Hebreërskrywer skryf van hulle, hy sê, julle het julle broederliefde, wat gebeur het is, nou val 'n ou, nou gooi ons hom onder die bus, of daai ou sê iets verkeerd, en het dit nie so uitgespeel nie, nou is hy die slegste ding, en hy's 'n vals profeet, en ons begin die kerk eintlik vernietig, waar God ons genade gegee het om dit op te bou. Maar jy sien, dis die probleem is dat ons kennis van die Here Jesus Christus nie groei nie. Maar die kennis van die Bybel, want dit is mos waar dit alles gaan. Maar die Bybel help ons om kennis van Jesus op te doen. Dis hoekom ek dit lees. Om die ontdekking van die genade van hierdie Here, wat ek dien, hierdie God van hemel en aarde, wat my kom insluit het, toe ek dood was in my sondes. Dis wat hy ons bring. Daarom het ons 'n familie nodig. Daarom het ons vriende nodig, vriende wat ons herinner. Wanneer jy val, dat sal hulle daarmee op te tel. Dis waar hy praat. Dis hoekom hy gaan en dan sê hy, luister, weet jy wat die amazingste ding, ons het hierdie verbondenheid met mekaar. Hierdie verbondenheid is die woordjie koinonia. Maar koinonia is fellowship, association, community, communion net eintlik, joint participation. Maar hier is die ding, ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar in ons samelewing deesdae sukkel mense om te commit. En ek wonder, hoekom sukkel ons mense om te commit? Ek weet nie of jy al ooit daaroor gaan dink het nie. Kan ek jou help? Want dis wat ek ontdek het. Want dit kos jou tyd, talente en skatte. Luister, iets van die vroeë kerk, nee, daar in Handelinge. Kom ek help julle, weet jy wat hulle gedoen? Hulle was so committed to the cause, they sold everything that they owned. En hulle het in 'n poel gegooi. Hoe bedoel jy? Ja, hulle het alles verkoop. En hulle het saam gegooi. Nou sê ons het 'n missie, ouens.
Ons gaan dit vermag. Dis God se belofte vir ons. En ons as westerse kerk sukkel vandag om in te koop. Ons sukkel om te commit. Ek het nie tyd nie. Maar hier is die ding, as gesindheid begin verander in my en jou, dan verander my perspektief. Dan word hierdie 'n belangrike komponent van wie ek is en waarvan ek deel is. Hierdie gemeenskap wat ek inkoop, hierdie word my vriendekring. Dis die plek waar ek deelneem en deel van is. Hoor gou-gou, iets amazing wat jy lees in Handelinge. Hoor wat sê hulle? Hulle sê hulle het maaltye met uitbundige blydskap en met opregte hart geniet. Man, dink gou daaraan. Hulle het gebraai, ouens, en dit geniet. Uitbundig. Jy kan vir jouself dink, nee. Jy stap aan die strate van Jerusalem rond en hier is die ouens. Hulle het alles gepoel, hulle het alles saamgegooi en hulle het 'n blast. Hulle het dit geniet. Jy kan nou dink jy stap af verby en sê, "Hey, wat gaan hier aan? Ek wil ook sien wat hier aangaan." En hier is die gelowiges met uitbundigheid, met opregte hart, maar hoor gou, vandag is dit mos nou so. Jy word uitgenooi na iemand, maar jy mag net 'n stukkie vleis eet. Jy mag nie baie eet nie, want dan anders as jy daar uitstap en sê ons het nooit weer daai ou nie. Het jy gesien hy het die hele plek opgeëet, of hy het al ons drank opgedrink, of wat ook al, en ons is in daardie spasie. En Jesus nooi ons om te sê, wow, kan ons net by 'n plek kom, waar hierdie vir ons 'n waarde word. Waar ek die vraag vra, kyk ek eerder na die wêreld en hoe hulle dit geniet, of is ons die voorbeeld van hoe verbondenheid geniet word? Dan is daar 'n gedeelte waar ons moet brood breek aan. Waar ons mekaar moet herinner. Waar ons mekaar moet sê, luister. Ek verstaan jy gaan deur 'n moeilike tyd, maar jy kan nie in sak en as val nie. Dink aan Christus. Dink aan wat hy vir jou gedoen het. Waardeur hy gegaan het. Dit is nie maklik nou dat jou vriende jou dalk uitgedruk uit die kring, omdat jy nou ewe skielik Christenies begin praat het nie. Leer maar weer 'n bietjie ander taal ook. Maar die realiteit is, ouens, dit is vir ons 'n waarde en 'n werklikheid. Dit moet iewers te kom waar, luister, ons word the cool guys. Was jy al braai ouens se braai? Ja, so. Hulle is uitbundig. It's amazing. Hulle gee regtig vir mekaar op. En weet jy wat die beste van alles? Hulle breek sommer brood ook. Hulle praat oor Jesus. Hulle praat oor die uitdagings en die feit dat Jesus hulle die vermoë gegee het. Hulle dink aan die potensiaal en die geleenthede wat vir hulle gegee word. Hulle is ouens wat praat oor hoe hierdie aarde nuut gemaak kan word. Was jy al tussen daai ouens? Hulle is die ouens wat uitsien om werk toe te gaan, skool toe te gaan, universiteit. Hulle is die ouens wat uitsien om tussen die ander mense in hierdie wêreld te wees, want weet jy wat, hulle het 'n missie. Maar bo dit alles, hulle het hierdie God waarvan hulle praat. En nou, weet jy wat die beste van alles, hulle bid vir mekaar. They really care for each other. Paulus skryf hier, hy sê by elke geleentheid. Is hierdie 'n geleentheid? By elke geleentheid, wanneer? Jy gesien nie, as nie. By hierdie geleentheid,
wanneer jy bid. Wanneer ons daai oomblik het, wanneer ons sê, nou is die tyd wanneer ons saam gaan bid. Nou is die oomblik wat ons hierdie God van hemel en aarde gaan aanroep. Nou is die oomblik waar hierdie kollektief saamkom en sê, Here, genoeg is genoeg. Here, jy moet ons empower. Here, kom Heilige Gees, help ons om die geleenthede raak te sien. Here, ons is moeg dat die regering van die dag doen net wat hulle doen. Help ons dat die gelowiges in daardie opgewing kan opstaan en vas staan op dit wat jy hulle geroep het. Here, want ons weet, hier is 'n belofte oor ons lewe. En ons het hier ontdek vir wie werklik waar is. As God van hemel en aarde, Here, ons roep hier aan. En ek wil hê ons moet daai geleentheid vanoggend gebruik, want dit is 'n geleentheid. En jy het nou ouens ontmoet dalk en nou gaan ek vir jou sê, hoorie, so nou wil ek hê jy moet in groepies van 4 en 5 sit. En ons bid. Ons bid vir mekaar, ons bid vir hierdie land. Ek het so 'n paar punte daarop. Want ons het 'n verwagting. Ek wil vir jou vra, het jy 'n verwagting vanoggend saam met my? Oor wat God deur ons kan doen in hierdie land. Ek wil jou weer vra, het jy 'n verwagting? Kan ek jou gou vanoggend met iets help? If you don't carry a burden for South Africa, you're in the wrong country. If you don't have a burden for Port Elizabeth, you're in the wrong city. If you don't have a burden for your workplace, you're in the wrong work. Dit moet in my en jou hart erop hou. You need to carry a burden. Want dan begin hierdie goed vir ons sin maak. Dat ek myself verbind aan die lering van die apostels. Die koinonia, die gemeenskap, die intentionaliteit van die familie van God, waartoe ons op pad is, om uit te sien vir 'n stad wat deur God gepenetreer is, waar geregtigheid seëvier. Dis wanneer ons daar kom, wanneer ons brood breek en bid. Want my pelle ken hom nog nie. Of my family, of my baas, of ja, is wat sal my werk. Dis waarvoor hulle geleef het en gesterf. Want hulle het 'n verwagting gehad. Ek wil jou uitnooi vanoggend. Ek gaan ons begelei in gebed, maar dan wil ek jou vra om na mekaar toe te draai, so 4, 5. Kom ons gebruik die geleentheid. En ek wil jou vra, as jy vanoggend hier is en jy het rare gebed nodig, noem dit in daai groep hê. Kom ons bid vir mekaar. Ek weet, baie keer plaas hierdie jou op 'n ongemaklike stadium. Dis family. Is jy okay? As ons klaar gebid het, gaan ons 2 songs sing. Jy moet nie hardloop as jy klaar gebid het nie. Maar net waar jy sit, net hierdie oomblik. So Here,
Dankie dat U ons so lief het. Toe ons dood was in ons sonde, het U vir ons gesterf. Mag ons met 'n nuwe verwagting begin leef, soos wat ons bid vir mekaar, vir ons land, vir ons stad, vir ekonomiese toestand, vir ander gelowiges, Here, in die werksplekke, die skole, vir ons familie, en so ook vir ons vriende. Help ons om regtig soos die Hebreërskrywer ons aanmoedig, ons oë te vestig op U, die voorganger en voleindiger van ons geloof. Ons celebrate Jou, Jesus. Jy is die Christus. Jy is die begin, die einde, die Alfa, die Omega. Jy is die God van hemel en aarde. En Jou lê alle hoop. In Jesus naam. Amen.